Liewe luisteraars, ek groet u vanmôre uit 'n bewolkte en reënerige Kaap. En wat 'n voorreg is dit nie vanmôre om met u hierdie dag te deel waar die Here Jesus vir ons sy lewe afgelê het aan 'n vloekhout aan daardie kruis op Golgotha nie. Vanmôre is Goeie Vrydag. Ons herdenk daardie dag wat ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons redder, Jesus Christus, sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons van ons sondes verlos kan word, sodat ons ook die lewe in en deur hom kan ontvang. En vanmôre wil ek met u deel oor daardie man aan die middelste kruis. Paar kosbare gedagtes wat ek met u wil deel soos die Here op my hart gelê het. Ons lees saam in Johannes 19 vers 16 tot 24. Jy kan net volg. Toe het hy, dis nou Pilatus, hom, dit wil sê Jesus, dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedel in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe: Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord: wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder maat of sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê: laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesend dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê: hulle het sy klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Dan lees ek ook vir die Johannes 19, net vers 28 tot 30, waar daar geskryf staan: hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê: ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: dit is volbring, en het sy hoof gebuig, en die Gees gegee. Ons lees net tot sover saam uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike en kosbare Here Jesus, ons wil U vanmôre aanbid, omdat U ons koning is, omdat U ons verlosser is, ons saligmaker is, ons redder is, omdat U bereid was om U goddelike woning te verlaat, mens te word en al die sondes van ons sondaars, van die mense van hierdie aarde op U te neem en daarvoor te betaal. U was aan 'n vloekhout vasgespijker, U het U lewe afgelê, U bloed gestort, sodat ons die saligheid in en deur U kan ontvang. Ons loof U, ons prys U, ons sê dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, en word U dan ook vandag deur hierdie boodskap verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek hou weer 2 verse aan u voor uit ons geleesde gedeelte, Johannes 19 vers 17 en 18. Daar staan geskryf: en hy het sy kruis gedra en uitgegaan
na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Interessant hoe Johannes dit stel, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Dan wil ek ook vir u die weergawe van Markus lees, in Markus 15 vers 26, wat daar geskryf staan, ek gee dit so 'n bietjie anders, en die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe. Het jy besef, dis die beskuldiging teen Jesus gewees, en daar het geskryf gestaan, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. 2 rowers saam met hom, weerskante van hom met 'n rower gehang. By geleentheid het iemand van my gevra, aan watter kant het die rower gehang, wat vir die Here Jesus gesê het, dink aan my Here, as hy vandag in die koninkryk kom. Het hy aan Jesus se regterkant gehang? Die persoon was oortuig, iewers sê die skrif, hy het aan Jesus se regterhand gehang. Nee vriende, die skrif sê, nêrens aan watter kant hy was nie. Maar die feit van die saak is, weerskante van Jesus was daar rowers, maar hy was die man wat in die middel gehang het. En ons praat vanmôre oor die man aan die middelste kruis. Nou vriende, as ek aan vanmôre se boodskap of tema dink, dan sien ek in my geestesoog ook 'n prentjie van daardie 3 kruise daar op Hoofskedel of Golgotha, buite Jerusalem waar die Here Jesus gekruisig is. Dis seker een van die bekendste prentjies wat die kruisgebeure daar op Golgotha vir ons uitspel. Daardie 3 kruise wat daar op Golgotha gestaan het. Ons weet almal, wanneer ons die 3 kruise sien, dan weet ons Jesus het aan die middelste kruis gehang, aan weerskante van hom 2 kwaaddoeners. In my huis hang 'n pragtige skildery wat 'n kosbare tannie en kind van die Here, 'n Oudtshoorn destyds van Simon van Sirene geskilder het, wat die kruis van Jesus moes dra, en in die agtergrond staan die 2 kruise van die kwaaddoeners reeds op Golgotha geplant, wat saam met Jesus daar gekruisig is, soos wat ons lees in die woord. Vanmôre herdenk ons Goeie Vrydag. Ons neem dus Goeie Vrydag weer eens in ons gedagtes, ons herdenk dit, want dis die dag waarop God sy geliefde seun uit genade en liefde geoffer het vir 'n sondige en 'n verlore mensdom. Vir jou en vir my het hy sy seun geoffer uit liefde, omdat ons ook deel was van 'n verlore mensdom. Daar was 3 kruise op Golgotha, maar ons fokus op die man aan die middelste kruis. Ons gaan 'n bietjie fokus op hierdie man wat daar aan die middelste kruis gehang het. Johannes 19 vers 17 en 18. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Maar vriende, wie was hierdie man daar aan die middelste kruis gewees? Ons weet dit was Jesus, maar wie was hy regtig gewees, moet ons vanmôre vir mekaar vra. En dis dit wat ek wil beantwoord. Dis die vraag wat ek wil beantwoord. Hy was heel eerstens God wat mens geword het. Ons moet dit altyd onthou. Jesus was volkome God, God wat mens geword het. Ons kan dus sê, Jesus was God in 'n menslike gestalte of in 'n menslike liggaam. Want geen gewone mens kon die offer bring wat Jesus gebring het nie, want dit moes 'n volmaakte en natuurlik ook 'n goddelike offer wees. In Johannes 10 vers 30 het Jesus self gesê, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. In Johannes 17 vers 11 bid Jesus tot sy Vader,
En toe hy gebid het vir almal wat agtergebly het, wat sy volgelinge was, bid hy sê, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, sy volgelinge. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons, sodat hulle een kan wees net soos wat ek en u een is. Maar ons sien verder, hy was God se enigste en geliefde seun, sy enigste en sy geliefde seun. Ons vind reeds hierdie voorbeeld in die Ou Testament, waar Abraham sy enigste seun Isak vir God moes offer op die berg Moria, as bewys van sy liefde vir die Here, en hoe die Here die offerram voorsien het. Dis 'n geweldige, kosbare verhaal uit die Ou Testament, wat vir ons reeds die simboliek was van die kruisiging van Jesus, die Vader, wat sy enigste seun geoffer het. Kom ek lees vir u Genesis 22 vers 15 tot 17. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af. En daardie engel word in hoofletters geskrywe. En dis Jesus. Toe roep Jesus van toe roep die engel van die Here, met ander woorde, toe roep Jesus vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here. Nou word hy die Here genoem, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Dis Jesus wat hierdie belofte aan Abraham gemaak het. Die Vader het dit ook bevestig met die doop van die Here Jesus, dat hy die enigste en geliefde seun van sy Vader is. Hy het dit bevestig met die doop van die Here Jesus in die Jordaanrivier. Ek lees vir u Matteus 3 vers 16 en 17. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. My geliefde seun, die enigste seun van God, en die een wat hy baie lief het, sy geliefde seun. En hy was God se gestuurde na hierdie aarde natuurlik. God het hom gestuur met 'n opdrag. Jesus het gesê, ek het dit nie eens ingewerk in die boodskap, hy het by geleentheid gesê, dit word in al 4 evangelies, word dit beskryf, as ek 'n fout maak nie, dat hy gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Hy is die gestuurde van God, sodat ons deur hom gered kan word, of deur hom die saligheid kan ontvang. Saligheid verwys na die ewige lewe. Johannes 3 vers 16 en 17, daardie bekende skrif, spel het vir ons uit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Net Jesus Christus red, my liewe vriende, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur. Sien nie, hy is God se gestuurde. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God se gestuurde kom om die wêreld te red, my liewe vriende. En daarom was hy God se sondelose offerlam vir die sondes van die wêreld. God se sondelose offerlam, omdat hy God is, omdat hy God se seun is, God se lieflingsseun is, sy gestuurde is, sy enigste is. Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God,
wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes die Doper het dit geweet. Hy het in die naam van Jesus gedoop en gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Ook Johannes 1 vers 35 tot 37 wat sê, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Dit was disippels van Johannes, toe hulle hoor, hy sê, daar is die lam van God. Toe los hulle Johannes die Doper en hulle volg Jesus. Die gestuurde van God. Maar hy was God se sondelose offerlam vir die sondes van die wêreld. God se offerlam vir hierdie sondige wêreld, die volmaakte offerlam en volmaakte offer wat daar ooit gebring kon word. Soos Petrus geskryf het in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, hy, die ene wat regverdig verklaar is van alle tye af, wat God se seun is, wat heilig is, wat sonder sonde is, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Jesus, die sondelose lam van God, wat vir ons geoffer moes word. Dis eintlik 'n baie groot gedagte om te dink dat die Here Jesus God se gehoorsame diensknegt was. Hy was God se gestuurde, maar hy was ook God se gehoorsame diensknegt. Hy het gegaan as 'n diensknegt wat die opdrag moes uitvoer om siele te soek en te red. Die diensknegt van God, gehoorsaam. Nou weet jy wat, vriende, Filippense 2 vers 6 tot 8 som alles wat ons reeds gesê het oor wie Jesus was en wie hy geword het ter wille van ons as sondaars, word mooi opgesom hier in Filippense 2 vers 6 tot 8. Jy kan gerus hierdie skrif onthou. Iewers aanteken, Filippense 2 vers 6 tot 8. Kom ek lees dit vir u. Luister mooi daarna. Daar staan geskryf, hy wat in die gestalte van God was. Jesus was in die gestalte van God. Met ander woorde, hy was God. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy was bereid om mens te word. Hy was in die gestalte van God, maar bereid om mens te word. Nou sê vers 7, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, nou is hy skielik in die gedaante van 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Sy gehoorsaamheid het gelei tot sy offer daar aan die kruis. Die volmaakte offerlam van God vir die sondes van die wêreld. Nou, vriende, ek wil maar net vra, is ons as volgelinge van Jesus ook bereid om ons eie trots, want ons eie trots speel partykeer so 'n groot rol. Ons eie wil, ons wil ons eie wil laat geld. Ons soek ons eie wil baie keer. Ons begeertes, ons voorkeure en ons afkeure. Is ons bereid om al hierdie dinge wat tussen ons en die Here staan, ons trots, ons wil, wat dit ook al mag wees, wat tussen ons en die Here staan, om dit prys te gee soos Jesus, wat gehoorsaam was in sy Vader tot die dood van die kruis. Is ons bereid om ook alles prys te gee en hom in totale gehoorsaamheid te dien en te volg? Dis wat die Here van ons vra. En ek wil vir julle lees wat staan daar, Romeine 6 vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. As ons sê, ons is saam met Jesus uit die geestelike doodheid opgestaan, ons is gered, ons lewe, dan sê, maar stel julle self tot beskikking van God as mense
wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Stel jou liggaam, jou hele lewe, jou denke, alles tot beskikking van die Here vir sy diens. Nou sê vers 17 en 18, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Eers het ons die sonde gedien, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En nou word ons diensknegte van God en van Christus, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vrygemaak van die sonde is nou diensknegte van God, van die geregtigheid. Maar laastens sien ons, Jesus was die koning van die Jode. Wat 'n groot gedagte. Hy was die koning. Ons praat oor die man daar aan die middel van die kruis, die koning van die Jode. Ek het dit vir die laaste gedagte gehou. Ons vind soveel bewyse natuurlik in die skrif daarvoor, en steeds het hulle die Here Jesus nie as hulle koning aanvaar nie, maar hom verwerp en hom gekruisig. Daar is soveel bewyse in die skrif. Dis eintlik 'n geweldige hartseer gedagte dat hulle Jesus verwerp het. Nou vriende, die eerste bewys vind ons alreeds in Matteus 2 vers 1 tot 3, waar daar geskryf staan, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is, wat in Bethlehem gebore is? Waar is die koning van die Jode wat gebore is? En nou gaan hy aan, dan staan daar geskryf, want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Hierdie wyse manne kom om aan Jesus, die koning van die Jode, hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Hoe kon daar nou 'n koning vir die Jode gebore word? Hulle was jaloers. Kom ek lees vir u weer hierdie treffende gedeelte in die evangelie van Johannes rakende die Jode se reaksie nadat Pilatus aan Jesus erkenning gegee het dat hy die koning van die Jode is. Nou vriende, ons sien dit baie duidelik in die evangelies, dat Pilatus geweet het Jesus was die koning van die Jode. Pilatus het erkenning gegee aan die Here Jesus dat hy die koning van die Jode is. Luister mooi, ons het dit net nou gelees, ek wil net nou meer klem lê daarop. Johannes 19 vers 16 tot 22. Toe het hy, Pilatus, hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word op hulle aandrang natuurlik, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En luister nou mooi. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode, want hy het geweet, Jesus is die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn, so al hierdie tale kon hulle lees en verstaan. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, luister nou kom die owerpriesters van die Jode na Pilatus toe, en hulle sê vir hom, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Moenie skrywe en sê, hy is die koning van die Jode nie. Skryf daar, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Wat ek geskryf het, het ek geskrywe, want ek weet, hy is die koning van die Jode. Nou waar wil ons 'n duideliker bewys vind in die skrif, dat Jesus werklik die koning van die Jode is. Maar ons moet ook die vraag vra om aan te gaan met hierdie boodskap, wat het Jesus so verkeerd gedoen, dat hierdie Jode Jesus
gekruisig het. Wat het hy so verkeerd gedoen? Nou vriende, in hulle oë het Jesus alles verkeerd gedoen. Volgens hulle het Jesus niks reg gedoen nie. Alles wat hy gedoen het was verkeerd in hulle oë. Die Fariseërs en godsdienstige leiers was jaloers op Jesus. Onthou nou, Jesus het wonderwerke gedoen. Jesus het lering gegee soos niemand anders kon gee nie. Hy het hierdie wonderwerke gedoen en hy het 'n groot gevolg gehad. En daar staan baie plekke en hulle het in hom geglo en hom gevolg. Hulle was jaloers op Jesus. Verder was hulle kwaad vir Jesus omdat hy hulle as gewitte grafte en skynheilige en valse leraars beskuldig het. Gaan lees 'n bietjie Matteus 23 aandagtig. Die Fariseërs se kinders en selfs hulle kleinkinders het met 'n haat vir Christus groot geword. Hulle het geleer, hulle kinders geleer en hulle kleinkinders geleer om Jesus te haat. Laat dink my so aan die moslimvolke wat die Joodse volk so haat met 'n passie. Is dit nie die manier hoe die Here hulle straf nie? Omdat hulle sy seun Jesus so gehaat en verwerp het? Maar vriende, die Joodse geestelikes het hom verwerp omdat hy hulle magsbasis bedreig het. Jesus het nou skielik belangrik geword vir die volk. Jesus was skielik die ene wat aangehang word. Jesus het hulle op alle plekke het hy hulle verkeerd bewys. So hy het hulle magsbasis bedreig. Gaan lees 'n bietjie Johannes 11 vers 47 tot 53. Jesus was 'n struikelblok vir die Joodse geestelikes weens sy minagting van hulle eie mensgemaakte wette en reëls. Hulle het 1000 wette en reëls by die wet van God gevoeg. Mensgemaakte wette en reëls. En hulle mense moes dit nakom. Hulle self het dit nie eens altyd nagekom nie. En nou het Jesus dit met minagting hanteer. Kom ek lees vir die Matteus 23 vers 4 tot 7. Want nou is Jesus aan die woord. Hy sê, want hulle bind pakke saam wat swaar is. Hy praat van al hierdie wette wat hulle gemaak het. En moeilik is om te dra. En sit dit op die skouers van die mense. Maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die some van hulle klere groot en hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word rabbi, rabbi. Hulle hou daarvan om vereer te word en nou het Jesus baie meer aanhang as hulle gekry. Maar hulle duisende mensgemaakte wette en reëls bygevoeg by die wet van die Here. Nou wil ek vir u lees Matteus 15 vers 1 tot 3. Een van daardie wette wat hulle gemaak het, was die was van die hande. Die reiniging van die hande voordat jy eet. En luister nou hier, Matteus 15 vers 1 tot 3. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Waarom doen hou julle eie wette meer getrou en julle is meer gehoorsaam aan julle eie wette as aan God se wet? Ons praat steeds oor die redes waarom hulle Jesus gekruisig het. Hulle het hom gehaat, hy het hulle magbasis ingeneem en baie ander dinge. Maar 'n ander ding is ook, hulle was kwaad vir Jesus, want deur hom was die heidene skielik welkom in die Joodse godsdienstkringe. Skielik is die heidene nou ook deel van die Joodse godsdienstkringe. En ons lees dit in Handelinge verskeie plekke. Jy kan gerus 'n bietjie meer fokus daarop wanneer jy Handelinge lees, hoe dat die heidene vir hulle 'n bedreiging geword het. En dan sien ons ook, Jesus was 'n godslasteraar in hulle oë. Daarom het hulle hom verneder en met hom die spot gedryf
en hom gekruisig. 'n godslasteraar in hulle oë. Hulle was vreeslik vroom en vreeslik skynheilig. Ek lees vir die Markus 15 vanaf vers 28 tot 32 en die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot. Sien nie, die belangrik is, die hooggeplaastes in die onder die Joodse geestelikes, is nou skielik deel van die spotters. Kom ek lees weer vers 31. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Dis nou daar die een kwaaddoener aan die kruis, het hom beledig. Maar laastens fokus ons net kortliks op die manne aan sy regter en aan sy linkerkant. Aan die regter en die linkerkant van Jesus het daar 2 manne gehang. Kom ons kyk net vinnig na wie hulle was en wat was hulle omstandighede. Johannes 19, vers 17 tot 19 sê, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Maar wie en wat was hierdie 2 manne gewees? Markus 15 vers 27 sê, hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. 2 rowers, so hulle was rowers gewees. Beide van hulle was dus veroordeelde kriminele. Hulle was rowers gewees, soos wat die skrif hulle beskryf. Rowers het onskuldige mense op paaie voorgelê en hulle beroof van hulle besittings. In meeste gevalle het hulle slagoffers ernstig aangerand of selfs vermoor of vir die dood agtergelaat. Hulle was wreedaards gewees. Rowers was nog altyd van die grootste en wreedste kriminele denkbaar. Vandag nog sien ons hoe rowers optree wanneer hulle mense roof. Hulle skiet mense vir niks dood nie. En so was hierdie 2 manne ook wreedaards. Maar die meeste van dat alles, hulle was beide verlore, helverdiende sondaars, wat die een aan die linker en die ander aan die regterkant van die Here Jesus, elk aan hulle eie kruishout gehang het, soos Jesus as die redder wat in die middel van hulle aan 'n kruishout gehang het. Hulle het elkeen aan weerskante van die Here Jesus gehang, veroordeelde misdadigers. Maar wat was die verskil tussen hierdie 2 manne, vriende? Beide van hulle was ter dood veroordeel. Beide van hulle het die straf van die kruis verdien. Jesus het dit nie verdien nie, hulle het dit verdien. Beide het die realiteit van die dood in die oë gestaar. Hulle het geweet, want hulle het al in die verlede gesien, hoe mense wat gekruisig is, sterf. En as hulle nie betyds sterf nie, word hulle bene gebreek. Hierdie 2 misdadigers se bene is gebreek, dat hulle voor 6 daardie aand moes sterf. Beide was helverdiende sondaars, soos ek reeds gesê het. Maar net die een was steeds net so 'n onverskillige spotter, soos baie ander omstanders, wat met Jesus die spot gedryf het, saam met almal wat daar rondom die kruis die spot met Jesus gedryf het. So het hierdie een steeds met Jesus die spot gedryf. Lukas 22 vers 39 tot 41 sê, en een van die kwaaddoeners, wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hy het roekeloos met sy laaste genadekans
omgegaan, want sy laaste genadekans was om vir Jesus te sê, Here, red my. Daarom het hy die hel hom met oop arms ontvang, vriende, verskriklike gedagte, want hy het met Jesus die spot gedryf en hy het sy laaste genadekans verwerp. Die ander sondaar het besef dat hy langs die koning van die Jode hang, soos Pilatus dit besef het, en die saligmaker van alle sondaars. Hy het geweet, Jesus is die redder van sondaars. Hy het dit net geweet. Hy het die spotter berispe, wat met Jesus gespot het, en saam met hom aan 'n kruishout gehang het. Ek lees vir u Lukas 23 vers 40 en 41, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. So hy weet Jesus het onskuldig gelei, hy weet Jesus is onskuldig gekruisig, hy weet wie Jesus was, want hy het gehoor van al Jesus se wonderdade en sy wonderlike lering. Hy erken eers sy sonde, luister nou mooi, hy erken eers sy sonde. Daar in Lukas 23 vers 40 en 41 is dit nou net gelees, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? En nou sê hy, ons tog regverdiglik, ons verdien om gekruisig te word, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Ons verdien die straf wat ons gekry het. En dan eers erken hy, vriende, dit is 'n wonderlike gedagte, en dan pleit hy by Jesus om genade. Lukas 23 vers 42 en 43. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, dink aan my Here. Ek weet, u is die saligmaker van die mensdom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie rower het sy genadekans aangegryp. Hy het nog net daar die een genadekans gehad. Hy gryp dit aan, hy sê, dink aan my Here, dink aan my. Jesus het hom die saligheid, of soos wat ons weet, die ewigheid beloof. Die ewige lewe het Jesus aan hom geskenk en aan hom beloof. Die paradys het hom daar dieselfde dag met ope arms verwelkom. Want daar aan die kruis het hy 'n volgeling van Jesus geword. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy is gered, soos wat die woord ons leer, gered asof deur vuur heen, in die laaste oomblik, daar in die kruis, red die Here Jesus sy siel. Vriende, ek luister 'n baie kosbare kort videoetjie van 'n Amerikaanse prediker, wat juis gepraat het oor daardie dief aan die kruis langs die Here Jesus. Hy sê, hy kan nie wag om eendag daardie dief, wat die Here Jesus daar in die kruis gered het, in die hemel te kry en vir hom te vra, wat sy ervaring daar aan die kruis was nie. Eers skel jy jou rowervriend daar aan die kruis uit, en die volgende oomblik draai jy jou gesig na Jesus en pleit by hom vir genade. Soos wat ons nou net gesien het, Vader, dink Jesus, of my Heer, dink aan my, wanneer u vandag in die paradys is, in die koninkryk is. Sy woorde, Jesus se woorde, verander jou lewe in een oomblik van 'n helleling na 'n hemeling. In die volgende oomblik maak jy jou oë oop in die paradys. En wie is aan jou regterhand? Jesus is aan jou regterhand. Hoe het jy dit reg gekry? Want jy het nooit Bybelstudie bygewoon nie. Jy was nooit gedoop nie. Jy het niks verstaan van 'n kerk of kerklidmaatskap nie. Maar jy het die hemel gehaal. Nou vriende, ek wil vir u sê, dis 'n baie groot en kosbare gedagte. Hy was nie van God se woord veel bewus nie. Hy het miskien van Jesus geweet.
Hy het niks van hierdie ander dinge verstaan nie. Hy het nie oor al hierdie goed bekommerd gewees waaroor ons bekommerd is nie. Hy het daar aan die kruis sy saligheid ontvang, en dit was alles net die reddende genade van ons verlosser Jesus Christus, wat hom in daardie laaste oomblik uit genade gered het. En so wil ek ook vanmôre vir u sê, as u nog 'n sondaar is, erken u sonde. Roep na Jesus en sê, Here, wees my sondaar genadig. Red my, maak my u kind. Mag die Here genade gee. Ons leer so wonderlik uit hierdie boodskap. Jesus het daar in die middel van daardie 3 kruise aan sy eie kruis uitgehang. Maar langsom het hy 'n verlore sondaar gered. En hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ook vir jou, soos wat hy ook vir my gered het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie dag, wat U self geoffer het vir ons aan die kruis op Golgotha. U lewe vir ons gegee het. Dankie vir die lesse wat ons geleer het uit hierdie boodskap. Ons wil bid dat U die naprediker van die woord sal wees. In Jesus se naam. Amen. Vriende, mag U 'n wonderlike bewustheid vandag hê van dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Seën vir die dag. Totsiens.